Ons gaan lees uit die Bybel, soos jy sien, uit Jesaja 58. Jesaja 58. Hy sê, roep uit die keel, hou nie terug nie. Verhef jou stem soos 'n basuin en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behaag in die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Dan sê die Here, kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif vas julle en om te slaan met die misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit nie die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem dit vas en 'n dag van die Here welgevallig is? Maar dan sê hy, is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afval die stroppe van die juk en vry laat gaan, die verdruktes en elke juk stukkend breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en elendiges en swerweling in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitsprei en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking en uitsteek die vinger en leenagtige woord en jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboë siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorpplekke en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. En die wat uit jou voortkom sal ou pynhope bou. Die fondament van vorige geslagte sal jy oprig. Jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. As jou voet terugbehou van die Sabbat, om nie sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat in 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Ek lees in weer vers 11, en die Here sal jou gedurig deurlei, en jou siel versadig in dorpplekke, en jou gebeente sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. Maar dit is die woord van die Here. Soos ek gesê het, ek praat oor genesing in hierdie tyd, maar is bietjie anders as wat ons aan gewoond is, so kom ons kyk hierna. Die tema, die onderwerp waaroor ek praat vanmôre is gebeentes. Die gebeentes van die mens. Nou ja, daar's baie te sê oor dit, en daarom gaan ek daaroor praat met u. Hier is 'n aanhaling wat sê, om genesing te verstaan, moet ons die mens in al sy dimensies ken en verstaan. Dit help nie ons praat van genesing en ons weet nie wat die mens is nie. Ons weet nie wat genesing is nie, volgens die Bybel nie. Om die mens te verstaan, moet ons die Bybel verstaan. En dis hoekom ons na die Bybel toe gaan, om te sê wat sê God se woord vir ons. Nie wat sê mense nie. Daar is mense wat waarheid praat en wat baie diep ingaan op dinge wat ek nie verag nie, maar
Ons moet op die einde na die woord van God gaan as ons 'n gesonde lewe wil lewe en 'n lewe wat sin maak wil lewe, 'n bestaan wat sin maak. So daar's baie te sê oor hierdie onderwerp in die Bybel en daarom het ek vir u Jesaja 58 vers 11 herhaal, waar hy praat van die gebeentes van die mens. Nou ja, daar's 'n belangrike feit oor bene wat ek net so bietjie wil ter inleiding met u deel. Ons skelet of ons bene is belangrike goed, dis interessante dinge, baie interessant. Byvoorbeeld 'n baba het 270 beendere. Die groot mens het egter net 206 bene, want babas se goed groei aan mekaar vas om nuwe stelsels te vorm. So op die einde het ons grootes minder bene as ons kindertjies. Bene in die mens se liggaam van hulle sterker as staal. Vergelyk dit met die sterkte van staal, dan is bene in baie opsigte sterker. As jy een vierkante blokkie maak van jou bene se been, sal hy 19.000 pond krag weerstaan, kan onderhou. So dis 'n vreeslike ding wat God gemaak het, so jou bene gemaak het. Bene aan die ander kant vervaardig rooi en wit bloedselle en dan ook bloedplaatjies. Dis waar jou bloed vandaan kom, die bene en milk. Maar verder, die dinge wat vir ons interessant moet wees, begin nou. Hy sê bene kommunikeer met organe en stel hormone vry wat jou brein stimuleer om jou gedagtes te ontwikkel en het invloed op gesondheid. Dis waaroor dit gaan. Het my bene enige waarde vir my anders as om net my vleis vas te hou? Nee, daar's baie meer. Bene het invloed op die regulering van jou bloedsuiker en jou metabolisme. Dis nie oorheersend nie, maar dit het 'n invloed daarop sodat jou bloedsuiker en jou metabolisme reg kan loop. So as jou bene nie lekker is nie, gaan hierdie goed ook nie lekker gesond wees nie. Bene kan beskadig word deur aanhoudende spanning en negatiewe ingesteldheid. Nou ja, dis dinge wat mense nie altyd weet nie. Spanning werk nie net op jou senuweestelsel en al daai goedjies nie. Dit werk tot op jou bene om daar skade te doen. So, ons moet hierdie dinge weet. Daar's in die Bybel verborge oorsake van sekere siektes wat ek ook net so bietjie wil met u deel. Daar is Bybelse oorsake van siektes wat God vir ons wys. Baie keer lees ons net daaroor en ons gaan aan en daar gebeur niks. En as ons bid oor gesondheid, dan gebeur daar ook niks nie, want ons verstaan nie wat gaan aan in die mens se liggaam en wat sê die woord van God vir ons daaromtrent nie. So dis wat ons in hierdie tyd nou wil bietjie na kyk. So, as ons praat van siektes, dan sal jy hoor almal sê, die meeste siektes is psigosomatiese siektes. Dit kom nie uit die brein, uit die verstand uit. Dis nie die volle werklikheid nie, dis 'n groot waarheid, maar dis nie alles nie. Daar's baie meer as net psigosomatiese siektes. En ek gaan bietjie daaroor praat. Net vinnig 'n paar ander oorsake van siekte is byvoorbeeld onkunde. Soos ek vanmôre vir julle gaan wys, is daar baie predikante en pastore en wie ook al mense leer, wat nie eens weet wat in die Bybel aangaan met genesing nie. Hulle verstaan nie die hele Bybel nie, want ons lees byvoorbeeld in Spreuke, dit van bene en dat van bene. Maar nou ja, gaan ons aan, so wat, daar staan iets geskryf oor bene. Maar ek gaan vanmôre vir julle wys, wat staan daar werklik geskryf oor bene? Onkunde is een van ons grootste probleme in die hele wêreld, in alle vlakke van die samelewing. Oor alles is onkunde die grootste probleem. Dan 'n gebroke gees, verslaanheid, negativiteit, depressiwiteit kan 'n oorsaak wees van siektes, dis psigosomaties van aard. Verdriet, gebrokenheid van hart en so aan. Mens kan die lys net so lank maak, maar dis nie te sê almal weet dit nie. Dan is daar oor die onbeheerste stryd in die mens se gemoed wat jou vashou dat jy nie kan funksioneer soos jy moet funksioneer nie, en dan begin daar dinge uitslaan. Dan begin die hart en die niere en die longe en allerlei dinge begin verkeerd gaan. Dus stryd in die gemoed
dis ook weer verwant aan psigosomatiese siektes, soos ons sê. Dan verlies van geestelike beheer en ware vryheid. Geestelike beheer is die beheer van die Heilige Gees en die vrug van die Heilige Gees wat ons moet dra en insig in die woord van God, want die Heilige Gees werk net deur die Bybel met ons. En natuurlik deur dinge wat ons andersins ook weet. As 'n mens geestelik beheer verloor, dan verloor jy beheer oor jou beenstruktuur ook. Nou ja, die terrein wat ons hier ondersoek, fokus môre nou op bietjie iets anders, so wees maar net geduldig, ons sal by uitkom. Die fokus val op beendere. Dit is 'n geheim vir die kerk in Bybelse genesing, want niemand preek daaroor nie. Ek het nog nooit gehoor dat iemand iets daaroor noem eers nie. So, soos ons deur die woord vanmôre gaan, moet jy maar bietjie kyk en jouself vergewis daarvan, dat hier is informasie wat ek ontsettend nodig het, om miskien te verander in my lewe, en gesond te word, sodat ek 'n beter lewe kan leef. Daarom moet ons ander ook leer hiervan. Goed, dit gaan oor ons beender en ons gesondheid. Goddelike genesing word ongelukkig in die kerk beperk tot 'n aantal opsigtelike Bybeltekste, soos Eksodus 19 waar hy sê, ek is die Here wat jou gesond maak. 1 Petrus 2 vers 24. Dis wat hulle aanhaal as praat oor genesing. Ek is die Here wat jou gesond maak. Dis opsigtelike goed wat in die kerk geleer word, geuite, dit is amper klisjées wat hulle gebruik. Ek is die Here wat jou gesond maak, so, nou wat daarvan? Daar is egter baie meer in ons Bybel as net dit oor genesing. So ons moet let daarop, en ek dink ons gaan dinamies word as ons hierdie goed gaan toepas in ons lewens. So dit verg 'n lewenslange intensiewe navorsing vir insig op die groot terrein van hierdie siekte en van gesondheid. Baie groot. Daar's 'n teks wat baie belangrik is vir oud en jonk. Baie belangrik. Hy sê in Prediker 11 vers 10, verbly jou o jongeling in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die weë van jou hart en die aanskouing van jou oë, en dan sê hy, en weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam. Kan jy sien, God gee vir ons antwoorde. Weer die verdriet uit jou hart uit, hoekom? Want dan gaan jy gesond word. Hou die kwale weg van jou liggaam. Hoekom? Dan gaan jy gesond bly. En ons het die gereedskap daarvoor om dit te kan doen. So ons moet maar net daarby uitkom en dit begin toepas. Die woord van God, soos ek altyd vir u sê, soos ook in die bundel van geestelike oorlogvoering oor die wapenrusting, is prakties. Ons moet dit toepas. Dit help nie, lees daar oor die wapenrusting en dan gaan slaap jy nie. Jy moet ons opstaan en hom aantrek fisies, nou dit daar gelaat. Maar hou die kwale weg van jou liggaam. So dis 'n opdrag van God. Dis nie maar net iets wat ons na kan kyk en sê, ek weet nie of dit werk nie, ons gaan maar aan. Dan sê hy, laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid. So dis alles in verband met wat ons môre hier gaan hanteer. So hieruit leer ons dan dat ons standpunte en ons stryd teen siektes 'n geweldige groot rol speel in ons gesondheid. Ons standpunte teenoor siekte en ons kennis en die manier hoe ons dit hanteer en toepas, gaan 'n geweldige groot rol speel in ons gesondheid. Daar is byvoorbeeld die hart, die emosies, die beenderre vervul 'n magtige rol in genesing, nie net die vlees of die bloed nie. Daar's te veel om, dis hoekom ek sê, gaan volgende Sondag as die Here wil aan daarmee. So ons kyk nou na eintlik maar net 'n paar tekste, daar's baie meer, maar ek wil net 'n paar dinge verduidelik soos wat ons hierdeur loop. Een van die belangrikste tekste in hierdie konteks is Spreuke 17 vers 22 wat hy sê, 'n vrolike hart bevorder genesing. En dan, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Jou murg en die vog in jou gebeentes droog uit as jy depressief raak. Dis wat dit is.
As ons na die oorspronklike kyk, dan is dit 'n sterk bevestiging van wat in Hebreëus staan hier. 'n vrolike hart, die hart is hier. As daar vrolikheid in jou hart is, as jy opgewonde is, as jy vriendelik is en al die vrug van die Gees in jou het, verskoon, bevorder genesing. Mens kan dit tog sien in mense wat siek is. Daar lê een nou in die hospitaal op hierdie bed en hy prys die Here of hy is maar net vriendelik. Hier lê 'n ou wat negatief is. Ek gaan doodgaan van hierdie siekte. Ek weet nie of ek kan oorleef nie, en so kerm hulle. Wat gaan gebeur? Hierdie persoon het 'n 50% beter kans, dink ek, as om gesond te word as die ander een. Want vrolikheid is 'n meganisme wat God in ons wese geplaas het om ons sterk te maak, om ons vry te maak. Maar 'n verslae gees laat die murg en die gebeente uitdroog. Dis net 'n waarheid. So, jy kies of jy wil gesond wees, of jy kies of jy nie wil gesond wees nie. Dis waarop het neerkom. Spreuke 18 vers 14 sê, die gees van 'n man is weer eens hieruit, ondersteun hom in sy krankheid, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeer? Ek het baie mense besoek in klinieke oor depressiwiteit, depressiwiteit en daai tipe goed, daar in Pretoria. Dan kom jy by hierdie mense, en dan kyk jy vir hulle en sê, ek is hier om jou te help, kan ons bietjie praat oor jou depressiwiteit, soos hulle dit noem. Dan begin jy in die oomblik as jy begin raad gee, slaat hulle toe. Hulle wil nie gehelp word nie, want hulle kry te veel simpatie, en hulle kry lekker, omdat daar soveel aandag is, en hulle word bedien op alle vlakke, en dan sit hulle daar, nee, ek sal maar aangaan, en leef soos ek moet leef. Jy kry snaakse antwoorde, maar wie kan 'n verslae gees opbeer? Net 'n vriendelike persoon. So ons interaksie met mekaar bepaal ook hoe my gemoed gaan wees, en so meer. Dan Spreuke 15 vers 13, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van hart is die gees neerslagtig. Noem dit maar weer depressiwiteit as jy wil. By verdriet van die hart is die gees neerslagtig. En dit is nie maklik vir 'n mens om deur tyd te gaan en deur krisisse te gaan en nie negatief ingestel te word nie. Ons is net mense, maar ons moet hierdie goeters insien en die beste daarvan maak. Daarom begin vrolikheid in jou lewe toelaat, soos 'n stroom water wat jy drink in jou siel, in jou gees, in jou hart. 3 keer sê hy, die vrolikheid bevorder genesing. Spreuke 15 sê verder, stralende oë verbly die hart. 'n goeie tyding maak 'n gebeente vet. Stralende oë, dit verbly die hart. Ons weet almal dat ons oë is nie aparte organe nie, dis 'n spesifieke deel van jou brein. Jou oë is direk deel van jou brein. So jou oë wys, wat gaan nie binne aan? En dit verbly die hart, sodat dit in interaksie met mekaar, die gees en die hart en alles sit hierbo, en dan die oë, die verstand en die brein. Alles werk saam. En dan sê hy, 'n goeie tyding maak die gebeente vet. Met ander woorde, as ek goeie nuus ontvang, as ek goeie nuus iewers vandaan kry, moet ek dit internaliseer, ek moet dit myne maak en daarop fokus, sodat my gestel kan baat vind daarby. Dis hoe die dinge werk. Spreuke 14 sê, 'n rustige hart is die lewe vir die vlees. Dit beteken, as ek ontspan, as ek die vrug van die Heilige Gees dra, bevorder dit my vlees, lewe vir die vlees. Dan hoef ek nie hele pilletjies te drink en goed nie. Maar hartstog is 'n verrotting vir die gebeente. Die woord hartstog is dieselfde as wellus of dranglus. Dis verkeerd om jou binnewêreld hierin te laat wegsink in die donkerte. Hartstog is 'n verrotting vir die gebeente. Daar's baie mense wat doodgaan hiervan. Dan praat hy van die arme dames ook. Hy sê, 'n deegsame vrou is die kroon van haar man,
maar een wat skande maak is soos 'n verrotting vir sy gebeente. Daar vind goed plaas in my beenstruktuur as ek verkeerd benader word of verkeerde dinge doen of saam met 'n verkeerde een leef. 'n Deegsame vrou, ek sien julle almal hier vanmôre is hierin. Julle is almal deegsaam, prys die Here. Maar een wat skande maak, is 'n verrotting vir jou man se gebeentes. Dis hoekom die mans al hoe swakker word as die vrou nie lekker is met hom nie. Hulle kan nader nog nie eens meer lekker loop nie. Die ou manne word so, dan gee hulle sulke ou trekkies. Hulle kan nie eens hulle voet voor die ander een sit nie. Ja, dis alles dinge wat werk in die praktyk. Dit is net so. So, hier kom 'n ander teks wat baie belangrik is. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir die hele liggaam. Ons praat nou maar van die woord van God. My woorde is woorde wat in die Bybel geskryf is deur Salomo. Hy sê, 'n genesing vir die hele liggaam. So, ouers en kinders se verhouding bepaal baie keer mekaar se gesondheid. Die stryd wat daar tussen mekaar kan wees, en die kinders wat nie luister vir hulle ouers nie. Waar beland daai kinders? Baie van hulle het 'n voortydige dood selfs. Want hulle loop nie die pad van God nie. Hy sê, luister na wat ek sê. Maak jou oor oop en wyk nie af nie. So, goeie raad versterk my en genees my. Ek sal nou klaar wees met al hierdie tekste, maar hy sê in Spreuke 16, vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. So as ek met jou vriendelik is, bevoordeel ek jou. Daarom sê die Bybel, en Paulus sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Hier sit ons nou almal. As almal se gesig hang, gaan almal skade ly. As almal vriendelik is met mekaar, gaan almal voordeel daaruit trek. Hy sê, is 'n genesing vir jou gebeente. So as 'n mens vriendelik is, die vriendelikheid is 'n vrug van die Heilige Gees, en jy bring dit in jou hart in jou siel, dan beïnvloed dit jou siel, en dan word jou gebeente daardeur genees. So, net soos wat psigosomatiese siektes hieruit kom goddelike genesing ook hieruit, as ons die Here se woord respekteer. Nou ja, daar's 'n teks wat ek hiermee wil afrond. Hy sê Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring tot die skeiding van die siel en gees, en gewrigte en murg, bene en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Die woord van God genees jou. Dis 'n genesende krag. Nou ja, daar's 'n teks wat ek net mee wil afrond. Ontsettend interessant. En jy sal nou dalk lag as ons dit lees, maar Spreuke 3 sê, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en 'n verkwikking vir jou gebeente. Nou goed, hier kom nou iets by uit die oorspronklike taal wat in Afrikaans nie geskrywe is nie. En dit is vir my so interessant, ek het lank ingegaan op mediese boeke en op internet en om te kyk wat is die waarde hiervan. En is ontsettend wonderlik wat daar uitkom. Die Hebreëse taal stel dit anders. Ek gaan dit nou in Engels in die King James vir u lees, want hy druk dit mooi uit. Afrikaans druk dit nou nie uit soos dit is nie. Maar die King James stel dit soos dit in die Hebreëus vir ons oorgegee word. Hoor wat sê hy? Spreuke 3 vers 7 en 8. Be not wise in thy own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Jou naaltjie. Hy sê dit gaan genesing wees vir die naaltjie. Dit is die vrees van die Here
wat hier ter sprake kom? Wat doen dit aan my? Nou, baie mense weet as jy bang is, dan bewe jou maag en goed hierso en dit trek so saam. En mense wat baie negatief is of depressief is of kwaai is of stres, soos Job 5 vers 2 sê, want bitterheid vermoor die dwaas en na weer maak die domme dood. Sulke mense, hulle word beïnvloed deur wat hulle beleef. Nie net die gebeente nie. Hy sê die murg van die gebeente gaan ook daarby baat en gesond word, maar hy praat van die naaltjie. Hoekom? Die naaltjie is 'n konsentrasiepunt van gesondheid en krag. Ek sal nou 'n bietjie daaroor praat. Hoor wat sê hy? Die naaltjie is meer as net waar jou naalstring was. Dit is 'n kragtige energiesentrum wat verbind is met meer as 72.000 senuweepunte en beïnvloed alles van spysvertering en ontgiftiging en emosionele balans. En dit het ons nie geweet nie. In Engels is daar 'n aanhaling wat sê the nail is also linked to hormonal balance, detoxification, pain and relief and reproductive health. Kyk wat sê die Bybel vir ons. Hier sit 'n kolletjie waar daar baie dinge gebeur. Nou ja, nou vra ek die mense, hoekom spuit jy jou in vir diabetes hierso? En hier is die antwoord. Daar's 72.000 senuweepunte hier wat na die res van jou liggaam gaan. Daar's nou baie mense wat medies daarmee werk. Sal ek maar sê medies. Hulle smeer kasterolie aan en gaan dit deur die naaltjie in die stelsel in. Die mense wat diabetes het, spuit hulle hier in, laat daai goed hulle inspuit gou in die stelsel kan ingaan. Dis die beste plek om dit te doen. So, dit is interessant, dis hoekom ek dit hier sê, maar het gaan nog steeds oor die bene, the marrow to thy bones. Ons moet sorg dat ons beentjies gesond is, mense. Ons moet sorg dat ons bene gesond is. Die voete het 1/3 van die mens se liggaam se getal bene in. Dis hoekom ons voetjies moet oppas en goeie skoene dra en so meer. Al hierdie dinge werk saam tot 'n beter lewe, tot 'n goeie lewe, tot 'n gesonde lewe, tot 'n oorwinningslewe. Want as jy hierdie informasie in jou wese invat, dan gaan dit jou radikaal verander. So, waar kom siektes vandaan? Dit gaan nou eintlik na volgende week en vorentoe gaan werk. Net 'n paar, as jy dalk iets wil neerskrywe. Siekte kom van sonde af. Hoofsaaklik van sonde af, maar nie altyd nie. Siekte kom van onkunde oor die woord van God, dis wat ek nou vanmôre vir u verduidelik het. Ons het nie een geweet van die belangrikheid van die beenstruktuur, of party het dalk geweet. En kyk wat kan daar deur gebeur as ons dit reg benader. Onkunde oor God se woord. Bose geeste wat mense siek maak, dis baie algemeen. Dan is daar peste, nalatigheid, verslaanheid, hierdie negativiteit, depressiwiteit en so meer. Verbitterdheid en naaiwer, soos Job 5 vers 2 sê, want verbitterdheid vermoor die dwaas. En naaiwer maak die domme dood. Nou, Hebreërs praat, Hebreërs 3 en ek dink 7, waar hy praat van daar in die gemeente moet daar nie iemand wees met 'n gal van bitterheid nie, want hy besoedel almal om hom. Dit staan daar. Jy beïnvloed mense met jou gesindheid en met jou wese. Daarom moet ons mekaar lief wees en mekaar dien en vir mekaar omgee. Dan maak ek jou gesond en jy maak my gesond. Jy hoef nie eens om my pille te gee nie, wees net vriendelik. Dis wat die Bybel sê. Wees net vrolik. Dan maak jy jouself en my gesond. Daar's jaloesie en afguns en hartstog. Spreuke 14 vers 30, jy kan dit maar by die huis gaan lees. Dan is kanale waardeur genesing plaasvind. Is weer ook met die oog op die toekoms. Insig en perspektief in goddelike genesing.
Nou ek begin nou vanmôre om so 'n bietjie perspektief en insig met u te deel oor hierdie wonderlike talent van goddelike genesing. Tweedens, aggressiewe weerstand teen aanslag op ons, soos Prediker 11 sê. Dink aan jou Skepper en dae van jou jonkheid. En dan gaan hy verder en sê, weer die verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam. Tree op teen die dinge, net soos teen sonde. Hebreërs 12 vers 4 sê, vir Paulus vir die gemeente, julle het nog nie teen bloede toe weerstand gebied in hulle stryd teen die sonde nie. Jy moet veg, so moet jy teen die goed ook veg. Vrolikheid, hier is daai wat ons reeds gekyk het, vriendelikheid, kalmte van gees, emosionele gesonde, helder brein, die stralende oë waarvan hy praat. Dit beteken my brein is gesond, en dit wys in my oë. En dan kan jy na my kyk en jy kan sê, kan jy my dalk help om te wees soos jy is? Gesonde sielsbande en verhoudings, dit is maar net, mense beïnvloed mekaar, mense se siele, veral man en vrou of ouers en kinders, het sielsbande, ons noem dit soul ties. Nou oor daai genesing sal ons dalk ook moet praat. Sielsbande in verhoudings, dit kan mense siek maak, doodmaak of gesond maak. Dan is daar wat die Bybel voorstel in Jakobus 5, salwing en gebed. Hy sê in Jakobus 5 vers 13, is daar iemand siek onder julle? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is iemand siek? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, laat hulle hom bid, nadat hom hulle die naam van die Here gesalf het met olie. Wat sê die teks vir ons? Is daar iemand onder julle wat ly? Geestelik. Is daar iemand wat seer het, emosioneel, dis sy siel. Is daar iemand wat liggaam siek is, dis die liggaam, hy dek die hele mens in daai teks. Daar moet gebid word, en so aan. So, dan is die naam van Jesus Christus ook sterk om mense te genees, want ons bid in sy naam vir die genesing wat hy aan die kruis met sy bloed vir ons gekoop het. 'n kosbare prys. Goed, die bepalinge van God vir my lewe. Nou sê mense, maar ek bid en ek word nie gesond nie, en dit en dat, en ek glo en dit en dat. Maar wie is baas van jou lewe? Wie bepaal hoe lank ek en jy op hierdie aarde gaan wees? En wie bepaal wie gaan siek wees en siek bly en wie gaan sterf aan sy siekte of nie? Nie ek en jy nie, tensy ons onverskillig is en natuurlik wil selfmoord pleeg op daai manier. Wat genesing en die dood betref, moet ons God nie wil voorskryf of God veroordeel, soos baie sê nie. Ek het baie keer al met mense te doen gehad, 40 jaar. Dan daar byvoorbeeld 'n kind wat sterf, dan kom die mense en sê, hoekom het God dit aan my gedoen? Onmiddellik is die blaam op God. Hulle weet nie wat met daai kind aan die ander kant gebeur nou nie. Hy is dalk baie bly om daar te wees, of so. So ons kan nie vir God wil sê, Here, ek wil nou 80 of 100 jaar oud word nie. Sê vir die Here, help my om die woord van God te verstaan en toe te pas in my lewe, sodat ek die tyd wat ek hier is, gelukkig kan wees. God bepaal genesing of gesondheid, en God bepaal ons tyd op die aarde. Dis nou maar net so terloops. Vir baie word intensief gebid en dit werk nie. Hoekom? Luister net na hierdie een voorbeeld. Hy wil beslis nie almal genees nie, vir goeie redes. Kyk byvoorbeeld vir Elisa. Elia was 'n profeet van God, op sy stadium die grootste. 7 wonderwerke, kragtige wonderwerke gedoen, sodat selfs die rivier oopgesplit het, uit vuur uit die hemel laat kom. Hy gaan hemel toe en hy laat sy mantel op Elisa val. En hy sê, Vader, gee my 'n dubbel deel van die salwing, sê hierdie Elisa. En hy doen dit. En Elisa word 'n kragtiger profeet as Elia. Hy doen 14 goddelike wonderwerke, dynamiese dinge. En wat sê die Bybel van hom?
Toe Elisa siek was aan die siekte waaraan hy sou sterwe, God het hom nie gesond gemaak omdat hy 'n profeet was, wat 14 wonderwerke, hy het seker baie ander gedoen wat ons nie weet nie. Maar hy sê, God het bepaal dat Elisa gaan aan hierdie siekte sterwe, en niks sal dit verander nie. Dis waarop dit neerkom. Toe Elisa siek was aan die siekte waaraan hy sou sterwe, toe kom die koning Joas en hy huil daaroor. Johannes praat hiervan in Johannes 21 waar Petrus na Jesus toe kom en sê, Here, ek het U waarlik lief. En hy het dit 3 keer gesê. Hy sê vir Petrus, wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord inbring waar jy nie wil wees nie. Dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. As jy dit reg verstaan en ek het reg verstaan, moet my lewe en my dood God verheerlik. Hier sê hy het gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Hoe het hy God verheerlik? Toe hulle hom wil kruisig, sê Petrus, ek sterf nie soos my meester nie, kruisig my onderste bo. En hulle het dit gedoen. Sy vrou langs hom. Vir ure lank het hulle mekaar probeer bemoedig om te sê, moenie moet opgee nie. Hulle sterf om God te verheerlik. En dis seker ook om die Romeinse kerk nou onderste bo kruis gebruik, want hulle sien Petrus het onderste bo gesterf. Of ons lewe en of ons sterwe, ons hoogste roeping is om God te verheerlik. Of ons siek is en of ons gesond is. Wanneer ons siek word en ons benader het reg, sal God doen met ons en in ons wat hy wil. En is nie altyd dat ons gesond word nie. Hy sê, Elisa gaan sterf aan 'n siekte. Hy gaan hom nie gesond maak nie. Dalk vir my ook nie. Goed, oor goddelike genesing, vorentoe sal ons, as die Here wil, dieper ingaan op die onderwerp wat ons noem goddelike genesing. Dit is 'n dimensie wat deur baie misverstaan word en baie pyn veroorsaak. Daarom wil ek dit reg aan u oordra, as die Here wil. In Psalm 103 sê God, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Hy sê hy wil al ons krankhede genees, maar dis nie wat hier staan nie. Hy praat hier met mense wat fokus op die regte geestelike waardes. En nie net dit nie. Elisa was beslis 100 keer meer geestelik as ek. En God sê, jy gaan aan 'n siekte sterf. So, ons moet perspektief kry en dis waaroor dit gaan. Ons moet die dieptes van die woord van God ondersoek om te sien, hoe werk hierdie dinge werklik? Hoe werk siekte, hoe werk genesing, hoe werk die dood en so meer? So mag die Here ons genade gee om nie sy woord sommer net te laat verbygaan nie. Elke kind van God moet 'n student van die woord van God wees. En dis wat ons maar vir mekaar moet sê. Wees vriendelik, wees vrolik en jy sal baie beter voel volgende dag. Mag die Here ons seën. Liewe Vader, ja, ons verstaan nie alles nie. Dit wat ek hiermee gedeel het in die week wat terug is en voor dit al, was vir my onverstaanbaar in baie opsigte tot vanmôre toe. Maar ek dank God dat U die een is wat waarlik alles in beheer het. Elke mens se lewe, elke mens se gemoed en hart, totdat ons U onteien. U woord sê van ons duidelik, julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Maar as ons dit nie doen nie, dan onteien ons U, met respek gesê, vergewe elkeen wat dit doen, daarvoor asseblief. Maar Here, ons het vanmôre 'n bietjie insig in die woord gekry, ons bid U om vir ons asseblief verder hierin te lei, dat ons dit verstaan, dat ons lewe op aarde maar net 'n gegawe en 'n geskenk van God is, soos 'n asempie
wat een van die dae uitgeblaas gaan word. Maar hoe meer ons van die woord van God verstaan en toepas en ons sinne maak, in ons harte bære, hoe sterker gaan ons nie wees daarbo, wanneer ons in die teenwoordigheid kom nie. Hoe meer wonderlike lewe gaan ons nie leef hier op die aarde, as ons luister en doen wat die woord van die Here vir ons sê nie. Help ons asseblief hiermee, in die naam van Jesus. Amen.